verwonderd vanoggend, presies wat hierdie lied sê, Here, ons is verwonderd oor die grootheid, oor die goedheid, oor die liefde. Here, van U af kom alles en U kom alles toe. Here, die skepper van die heelal en die aarde. En tog ken U my naam. Tog ken U elke persoon vanoggend hier se naam. En inteendeel, Here, U ken ons so goed dat die woord sê vir ons, U weet hoeveel hare op ons kop is. Here, wat het ons verdien om hierdie goedheid te kan ervaar? Hierdie liefde te kan ervaar, hierdie onvoorwaardelike liefde, Here, wat ons so mildelik elke dag uit die hand uit kry. Here, die woord sê, het ons weinig minder as 'n hemelse wese geskape. In U beeld het U ons geskape. Here, so dankie daarvoor. So dankie vir die voorreg om kind van God genoem te kan word. Here, seën die woord, seën die bediening vanoggend. Here, mag dit vanoggend mense se lewens aanraak. Mag dit die potensiaal hê om iemand se lewe vandag te verander. Here, gee dat ons die lewe vanoggend daar buite los, die krag wat af is, en die ligte wat nie alles werk nie, en die koffie wat nie daar is nie, Here, die kinders wat vanoggend geskree het op pad kerk, Here, die krapperigheid wat ons so vinnig ervaar op 'n Sondagoggend. Gee dat ons dit sal regkry om vandag dit by die deur te los en ons aandag op U te vestig. Help ons om te hoor vandag, Here, maar nie net te hoor nie, te luister. Dankie daarvoor. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Jy mag sit plek inneem, baie dankie. Dankie Wayne, dankie almal. Daai bly dan maar een van my gunsteling liedjies, hoor. En ry my elke keer raak as jy daai ding sing, dan help dit niks as ek met preek direk aan. Okay, so kom ons compose onsself mooi. Right, Palm Sondag, né? Wie van julle het al gewonder waar verstaan Palm Sondag? As jy in die kerk groot geword het, dan hoor jy altyd hierdie term, Palm Sondag, né? Palm Sondag is gewoonlik die Sondag, nou gewoonlik nie, altyd, die Sondag wat hulle noem dit die heilige week inlei, né? So hierdie week waar ons in Pinkster inbeweeg, waar Christus se kruisdood gaan gevier word en herdenk word en al hierdie gebeure wat in hierdie volgende week gaan afspeel, het alles begin by vandag. So, as jy nou gedink het, Palm Sondag is nogal weird, dit is 'n weird naam, maar ek dink die oorsprong daarvan het gekom toe Jesus in Jerusalem inkom, né? Het die mense toe ons gaan nou 'n bietjie lekker daaroor praat, maar toe hy inry op die donkie, toe gooi hulle palmtakke in die strate neer, né? En hy ry met die donkie daarbo oor, en hulle gooi hulle klere in die strate neer. En Jesus ry in Jerusalem in op hierdie palmtakke. Nou, die belangrike deel vandag, alhoewel ons dit Palm Sondag noem, het niks met die palms uit te waai nie. Absoluut niks. Ek gaan nou vir ons 'n gedeelte lees en julle kan so lank vir my daai teks opkry, Matteus 21, waar ons agterkom, maar daar's nogal 'n belangrike ding aan hierdie gebeurtenis. En dit het niks met die palms uit te waai nie. Dit het alles uit te waai met waarop Jesus gery het toe hy ingekom het. Wie kan onthou wat het hy gery op? Dankie, tog. So, okay. Matteus 21 vers 11. Kom ons lees gou daai deel saam. Toe hulle Jerusalem nader, is nou Jesus en sy hele gevolg wat sy disippels en almal insluit, en by Betfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met die opdrag: gaan na die dorpie daar voor julle, en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: die Here het hulle nodig. Dan sal hy hulle dadelik laat gaan.
Dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is, en ons gaan nou dit bietjie aanraak. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie, en op 'n jong donkie, die vul van 'n pakdier. Die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul geneem, boklere op hulle neergesit en hy het daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boklere op die pad oopgesprei en ander weer het takke van die bome afgekap, die palmbome, en op die pad oopgesprei. Die skare wat voor hom uitgeloop het en die wat gevolg het, het uitgeroep: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat in die naam van die Here kom. Hosanna in die hoogste. Nou, ek het nou al baie keer gesê, ek is 'n prentjie mens. So as ek daai stuk lees in die Bybel, dan kom hierdie hele fliek wat in my agterkop afspeel, begin vir my voor my speel. So, wie van julle het al The Chosen gekyk? Nee? En ek wil nou nie vandag gestryery betrokke raak, is dit feitelik korrek en is dit en dat, whatever. Kyk dit vir 'n entertainment. Okay? Dis die storie van Jesus. As daar nou nie presies elke woord so in die Bybel staan nie, gebruik jou oordeel. Maar dit is nou amazing hoe die Here werk, want ek het hierdie week my preektema in ons selgroep bespreek, né? So, dis mos nou 'n lekker voorbereiding om ander ouens se input te kry voordat jy preek, né? Is nogal slim. Né? En ek laai die app af, want ons praat oor The Chosen, en ek laai die app af, en ek kyk nie direk aan nie, want ons moes eers goeders in die sel klaarmaak, en terwyl ek die volgende oggend besluit ek gou oopmaak en kyk, want ek het nou die e-mail gekry met die registrasie en alles, dat ek gou kyk of alles werk, en toe ek hom oopmaak, is daar 'n kort videoklip van The Chosen, waar Jesus aangery kom Jerusalem toe. En net daar dink ek, okay, dankie Here, dis die regte tema, ek moet net daarop bly. Obviously, sê die Heilige Gees vir my is reg, praat oor hierdie tema. En in hierdie gedeelte kom Jesus aangery op hierdie donkie, en dis 'n lekker cheery gevoel, jy weet, al sy disippels is opgewonde, hulle kom Jerusalem toe, en hy het nou 'n groterige gevolg wat agter hom aanloop, en hy kom ingestap, of ingery, nou is Jerusalem so 'n entjie voor hom, né? En hier kom hierdie fariseërs oor die pad gehardloop, en hulle stop hom, en sê, wow, jy kan nie daar ingaan nie. Hulle gaan jou doodmaak, jy gaan 'n riot veroorsaak, jy gaan 'n klomp goed veroorsaak as jy inkom. En al die disippels sê, daar's nie 'n manier nie, ons gaan ingaan. Kyk, hoor hoe sing hulle. En hulle sing in die agtergrond, daai Hosanna in die hoogste, Hosanna seun van Dawid, né? En hierdie fariseërs sê vir my 'n ding wat toe nogal pas by die res van my tema is, verstaan jy wat beteken dit as jy op 'n donkie inry? En ek het eers hierdie week vir die eerste keer regtig bietjie dieper gaan kyk toe ek hierdie gedeelte gelees het oor wat is die verskil, hoekom op 'n donkie of op 'n myl, party vertaling sê 'n myl, 'n donkie of op 'n perd, wat is nou die verskil tussen die twee, né? Maar die profesie het gesê, die Messias gaan in die stad inkom terwyl hy ry op 'n donkie, né? Dis een belangrike deel. Maar in die antieke tyd, in daai tyd waar hulle gelewe het, né, is konings aangewys en vir almal voorgestel deur 'n koning in 'n stad in te stuur, en dan het hy twee maniere op ingekom. Hy het of met 'n donkie ingekom, en die donkie wys vrede, ek kom in vrede, en hierdie gaan 'n vrede tipe koninkryk wees, of hy kan op 'n oorlogsperd inry, en dan beteken dit hy het verower. Hy het hierdie stad oorwin, hy het hierdie vyand uitgewis, dis 'n oorwinning, né? Maar Jesus kies 'n donkie, nie 'n perd nie. Dis nogal interessant, né? As jy nou dink, hier kom hulle in vrede op hierdie donkie aangery in die stad in. En ek dink hierdie donkie wys iets van Jesus se hart. Hierdie donkie wys die bedoeling wat Jesus in sy hart het toe hy aangery kom. En die fariseërs kom en hulle sê, jy gaan dit veroorsaak, en hulle gaan jou 'n donkie sien ry, en dan gaan hulle sê, jy moet 'n kroon kry, en dit en dit. En Jesus antwoord hulle, en ek weet dit staan nie in die Bybel nie, okay? Ek weet dit. Maar in hierdie chosen gedeelte, sê Jesus vir hulle, hoorie, maar ek het niks gesê van 'n aardse koninkryk nie. Ek sê, daai ding haak vas in my kop, die hele laaste paar dae oor, ek het niks gesê van 'n aardse koninkryk nie. Want konings is altyd so aangedui, né? So nog 'n voorbeeld net om vir julle te wys dat ek dit net my duim uitsuig nie, is 1 Konings 1 vers 32 en 33, né? En hierso is Dawid besig om vir die
mense in sy koninkryk te verduidelik, ek gaan Salomo aanwys as die volgende koning. En koning Dawid het gesê, ontbied vir my Sadok die priester, Nathan die profeet en Benaja seun van Jojada. Toe hulle voor die koning verskyn het die koning vir hulle gesê, neem die dienaars van julle heer met julle saam en laat my seun Salomo op die myl ry wat aan my behoort. Julle moet hom na Gion laat afgaan. En dan moet Sadok die priester en Nathan die profeet hom daar salf as koning oor Israel. Blaas op die ramshoring en roep dan uit, lank lewe koning Salomo, kom dan weer hierheen, agter hom aan. Hy moet inkom en op my troon gaan sit. Hy is die een wat in my plek koning moet word. Hom het ek daarvoor bestem om 'n leier oor Israel en Juda te wees. Jesus ry op 'n donkie binne in Jerusalem in. Nou, dink gou 'n bietjie aan hierdie gedeelte, né? Jesus kom ingery. As jy nou in Jerusalem was al, dan sien dis so klomp heuwels en valleys en dit is so op en af. So in my kop dink ek Jesus en sy disippels ry so oor hierdie klein, noem dit maar heuweltjies, en dan daai laaste ene wat hy so oorkom, staan hierdie skares mense voor hom en is net palmtakke en klere en alles en hierdie ongelooflike gebeurtenis is besig om af te speel, né? En die skare skree, Hosanna, Hosanna in die hoogste, Hosanna seun van Dawid. Nou as jy Hosanna gaan vertaal direk, dan sê dit eintlik red ons en verlos ons, né? Red ons, want dis wat die Jode wil hê. Julle moet onthou, die Jode het baie lank gewag vir die Messias om te kom, né? Ek praat van honderde en honderde jare, lank gewag. Inteendeel, hierdie gedeelte in Sagaria wat ons nou net vinnig na gaan kyk, is ek dink 500 jaar voor dit, het Sagaria dit geprofeteer. As jy net dink aan Jesaja byvoorbeeld, toe Jesaja al hierdie profeseë oor Jesus gedoen het, was dit tussen 600 en 700 jaar voor Jesus se geboorte. So hulle wag vir hierdie verlossing van 'n koning, né? En hier kom hy op 'n donkie ingery. Hulle wil hy moet hulle kom red. Hulle is onderdruk, hulle is verdruk deur die Romeine, hulle lewe nie 'n lekker lewe nie. Word die hele tyd vir hulle gesê wat hulle moet doen. Hulle is onder hierdie duim van die Romeine, né? Hulle moet die hele tyd doen wat vir hulle gesê word. Hulle besef net nie Jesus het hulle kom red, maar glad nie soos hulle verwag het nie. Glad nie soos hulle verwag het nie. So want wat het die skare verwag? Die Joodse geskiedenis, as jy nou 'n bietjie dink daaraan, die Joodse geskiedenis is gevul met geweld en oorloë en bekleierery. As jy nou dink van die eerste tyd af, ek het nou eendag so 'n klip gesien wat sê, as jy dink of die Jode hou van beklei, né? Toe Adam en Eva geskape is, né? En hulle seuns gebore is, toe daar op 'n stadium 4 mense op die aarde was, Adam, Eva, Kain en Abel, né? Was een van 'n klaar moordenaar. Wat net 4 mense op 'n stadium was 25% van die mense op aarde was kriminele. Nee? Mense is gewoond aan geweld. So die Jode soek nie 'n koning wat op 'n donkie inry nie, hulle soek 'n koning wat op 'n massive perd inry. Hulle wil bevry word, hulle wil oorlog maak, hulle wil die Romeine net weg hê, né? Hulle idee van 'n Messias is een wat inry op 'n perd met 'n swaard en sê kom, nou maak ons skoon, né? Want dis wat hulle gedoen het. Dink gou terug aan, lees bietjie die Ou Testament. Ek weet baie mense hou nie van die Ou Testament nie, maar it's actually amazing. Lees bietjie deur wat die Israeliete alles gegaan het. Deur wat het die Jode gegaan? Hulle was oorlog op oorlog op oorlog op oorlog, dan sit so bietjie rustigheid, dan sit oorlog, dan sit oorlog, dan sit so bietjie rustigheid, dan sit oorlog en oorlog. Hulle fight die hele tyd. So hulle verwag 'n Messias wat kom beklei. Hulle het 'n Jesus verwag wat hulle in hulle gedagte gehad het wie Jesus is. Nie wie Jesus regtig is nie. Hulle het 'n totaal en al verkeerde idee gehad van wie Jesus is. En as jy nou mooi dink, moes hulle eintlik moes hulle dit verwag het, nê? Want as jy nou lees in Sagaria 9 vers 9, nê, dan sê hy: "Juig, dogter van Sion, jubel, dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig en die oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie Mary." So eintlik moes hulle klaar 'n koning verwag het wat in vrede kom, nie in oorlogtye nie. So my vraag aan jou vandag is: hoe verwag jy met Jesus in jou situasie opdaag?
Almal van ons het situasies, almal van ons is betrokke by goed of sukkel met goed. Ek praat baie daaroor, ons almal het lysies, né? Ons almal het issues, probleme, dinge wat ons uitdagend vind. En is dit nie presies wat ons doen nie? Ons het hierdie gedagte aan Jesus wat moet opdaag in ons situasie op 'n sekere manier, né? Ons wil hê Jesus moet pitch op ons manier. Hy moet my situasie op my manier kom uitsorteer. Dis mos wat ons wil hê. Ons het so 'n checklist. Jesus, ek wil graag hê, u moet vir my dit en dit en dit en alles doen, maar ek wil dit hê, u moet dit doen teen maandagmiddag 4:00 en op hierdie en hierdie en hierdie manier. Dis ons bid, né? Of dis wat ons in ons gedagtes het terwyl ons bid. Ons probeer die mooi sinnetjie bid, maar in ons gedagtes dink ons, okay, Here, dis nou tyd. Dis al 14 minute oor 9 en ek het nog nie regtig gesien dat jy iets vandag aan hierdie situasie doen nie. So, wanneer gaan dit nou gebeur? Dis wag in spanning. Ek wil hê jy moet vanoggend so 'n bietjie dink aan watse situasie bevind jy jouself op die oomblik waar jy moontlik 'n verkeerde idee het hoe Jesus moes opdaag. Jy het 'n idee in jou kop wat moet gebeur. En God het dalk al lank al begin opdaag in 'n ander manier, op 'n ander vorm. En jy besef dit nie eers nie. Dink jy Jesus het jou dalk 'n bietjie vergeet of hy gee nie regtig om nie? Want as Jesus my onthou het en as Jesus regtig vir my lief is en as hy vir my omgegee het, dan was hierdie lankal uitgesorteer, want ek's regtig nie so bad ou nie. Eintlik is ek nogal 'n cool ou. Want ek het so lank lys goed wat ek nie verkeerd doen nie. Wat ek myself elke dag gaan herinner, né? En dan gee ek vir myself 'n punt uit 10 uit. Maar waar trek my skaal uit 10 uit vandag, want ek is eintlik is ek nogal cool, want as ek kyk na hierdie en hierdie ou en het jy gehoor van daai ou? Papa, hy droog gemaak. Is dit nie wat ons doen nie? Ons het hierdie vooropgestelde idee van wat Jesus in my lewe moet kom doen, maar hy moet dit op my manier doen. Op my manier. Want my planne werk mos altyd uit. My dogter stuur vir my in die week 'n boodskap op Instagram. En dit gaan oor Noag, né? Dis al wat ek van jou gaan sê, ek gaan nie verder gas gee. Beloof. En hierdie boodskap op Instagram gaan oor Noag en God se plan vir Noag ensovoorts. En hierdie ding ry my totally raak. Hy sê, die ergste deel van die vloed was nie die water nie. Die ergste deel van die vloed was dat Noag nie die boot kon bestuur nie. Het enigeen van julle 'n seil of 'n rudder of 'n ding op die ark al gesien? Ewen in die kinderbybels, né? Wat ons nou fotootjies van die ark en alles sien. Het enigeen van julle 'n seil op die ark gesien? Nee? Het enigeen van julle in die Bybel dalk ergens iets raak gelees? Want as jy gaan Genesis 6 mooi lees, is daar baie goeie aanwysings van hoe die ark moet gebou word, né? Daar is presiese aanwysings. Inteendeel so erg dat 'n ou in Amerika ons 'n hele replika van hom gebou het, né? So daar's presiese aanwysings in die Bybel. Daar's nêrens 'n stuurwiel nie. Niks. Noag het 0 beheer gehad oor waar die ark op pad was. Niks. Geen beheer nie. Dit is ek die enigste een wat dink is, wow, hierdie ding is ongelooflik, want ons het Jesus in ons kop, maar ek wil Jesus nie as my stuurwiel gebruik, ek wil hom as my spare wheel gebruik, nee? Ons wil hom net gebruik wanneer ons hom nodig het, op die manier wat ons hom nodig het. Noag was nie veronderstel om die ark te kan bestuur nie. Hy was veronderstel om net te vertrou. Gaan weer daai sinnetjie sê. Noag was nie veronderstel om die ark te bestuur nie. Hy was net veronderstel om God te vertrou. Jy sien, Noag was nooit die kaptein van die ark nie. God was. Noag sê af wat die deur toegemaak het en wat die plan uitgevoer het om te bou en. Maar al wat Noag moes doen is om die deur toe te maak en dan te gaan sit en ek wonder partykeer of hulle 3 kudu's gehad het, dan kon hulle dan 1 eet. Weet nie. Miskien was daar so ekstra enetjie of 2 of welke ekstra besie of skaapie, nie net 2 nie. Anders moes hulle net blare eet. Eish. Noag was die kaptein van hy skip, die God was. Ek sien, ons heel grootste probleem dink ek in ons lewe is,
Ons wil hê God moet ons red uit ons situasies uit. Ons bid vir Jesus se verlossing uit ons situasies uit, né? Maar hy moet dit op my manier doen. Want as hy dit nie op my manier doen nie, dan gaan dit in my oë nie werk nie. Ek sien, ons is baie keer in seisoene, né? Inteendeel, ek dink ons is baie keer in seisoene, waar ons so besig is om alles te probeer bestuur, né? En eintlik het God ons in daai seisoen gesit, net om te leer om te vertrou. Want van waar af kom alles wat ek het? Van waar af, wie onderhou my verhoudings? Wie onderhou my finansies? Wie onderhou my kinders? Wie onderhou enigiets wat vir my belangrik is, waarvoor ek lief is, né? Wie onderhou dit? Absa. No offense, Absa, as enigiemand luister of werk by Absa. Maar is definitief nie hulle nie. Definitief nie hulle nie. Ons is dalk in 'n seisoen wat ons moet leer om net te sê, Here, alles is in U hande. Alles wat ek het, alles wat ek besit, alles wat vir my belangrik is in U hande. Ek het julle al 'n paar keer gesê, my vernoot het 'n sê ding wat altyd in my kop vassit, né? Alles wat ek het, kom van die Here af. Alles wat ek het, word onderhou deur die Here. En alles wat ek het, is beskikbaar vir die Here. Man, ek wens ons kon dit leef, né? Want dit is so 'n mooi rympie om Sondagoggend in die kerk te hoor en te sê, hy hardloop so lekker sag van die tong af, né? Dis so 'n oulike ding. As jy so vir iemand sê, dan sê, "Ja, maar daai ou is geestelik, né?" Sjoe. Magies, man. Hy's 'n ou van die kerk, is 'n man van die kerk daai ou. Ja. Maar leef dit? Leef dit? As die siekte by jou deur kom klop, as die finansies nie werk nie, as iemand vir wie jy verskriklik lief is, sterf, leef dan dit? Nou wil ek vir jou sê, my liewe broer en suster, of vriend of vernoot, wat jy self ook al wil sien as volgende. Die oomblik wat jy God leer vertrou, dan word alles anders makliker. Alles anders word aansienlik makliker. Want die oomblik wat jy die druk van jouself afval, om te sê, Here, maar ek moet hierdie maak werk, né? Gaan jy môreoggend so opstaan. Want dit is nie in my hande nie. Dit is nie in my hande nie, dit is in God se hande. En wat se les ook al God wil hê ek moet hieruit leer, of wat se geduld toets hy my deursit, of watter seisoen ek ook al myself in bevind, dit is okay, want God is saam met my in daai seisoen. Amen. As ek die enigste wat so dink. Gaan dink 'n bietjie wat in jou lewe op die huidige stadium, né? Is jy in 'n seisoen besig om sulke lang lysies planne uit te skryf en 'n klomp goeders te probeer reël en uitsorteer en wat eintlik jy net vir die Here moet vra, wat wil U hê moet ek hier doen? Moet ek hierdie deure afskop en maak werk, of moet ek net geduldig wag totdat U vir my die pad wys? Nou, ek weet nie van julle nie, maar geduld is nou nie hoog op my lysie nie. Ek sukkel bietjie met wag, nee. Maar dis dalk iets wat ou moet leer. Dis dalk 'n seisoen wat jy deurgaan, waar die Here vir jou sê, is reg. Die oomblik wat jy leer om te vertrou, dan verander ons hierdie ding. Wie van julle het al daai song gehoor van Juanita du Plessis wat sê, "You're right on time even when you're 3 days late." Nee? Het gaan oor Lazarus. Het gaan oor Lazarus wat sterf, en almal wat kwaad is vir Jesus, veral Lazarus se susters, wat mal kwaad is vir hom en sê, Here, maar jy is laat. Jy is laat. Hierdie situasie het 3 dae terug geëindig. Inteendeel, Lazarus ryk al bietjie. Dis lankal te laat. Almal van julle wat al Lazarus se storie gelees het, weet, dit was definitief nie te laat nie. Glad nie te laat nie. Hoekom nie? Was dit belangriker dat Lazarus aan die lewe bly, of was dit belangriker dat Jesus die glorie moet kry vir die opwekking uit die dood uit van Lazarus? Wat moes gebeur in daai situasie? Jesus moes bekend geword het aan die mense. Kyk wat doen hy. Ek wil vir jou
vanoggend 'n belofte maak, wil ek amper sê. Daai situasie wat jy nou aan dink die hele tyd wat ek met jou gepraat het oor, nee. Want ek kan jou amper beloof, elke liewe een van ons het 'n situasie of 'n persoon wat hulle aan dink, vandat ek dit die eerste keer gesê het, nee. Daai situasie gaan God uitsorteer vir jou. Want hulle sê ons the best predictor of past behavior is future behavior. Best predictor of future behavior is past behavior. Amper verloor ek hom, nee. Dink gou 'n bietjie terug, hoeveel keer het Jesus jou al in die steek gelaat? Het hy al? Nope. Het ons al baie keer in situasies gedink hy doen? Baie. Maar as ek later staan en ek kyk terug na daai situasie en dink ek, man, hierdie ding het uitgewerk, exactly soos dit moes. Ek kon nie op daai oomblik dit sien nie, maar ons soveel groter plan gewees in hierdie ding. En God het dit kom uitsorteer. Nou, ek los jou met hierdie vraag. Wat moet jy hierdie week aan Jesus oorhandig? Wat moet jy in sy hande los? Waarmee sukkel jy al vir 10 jaar? Waarmee sukkel jy vir die laaste 3 maande? Hierdie ding wat soos 'n berg voor jou lê, nee? Miskien moet jy 'n bietjie die graaf neersit waarmee jy hierdie bergtraai weggrou. Miskien moet jy eerder die graaf neersit en die Bybel optel. Dis 'n goeie ding. Dis 'n goeie manier, né? Sit die graaf neer en tel die Bybel op. Dink 'n bietjie so daaraan. Elke keer as jy hierdie week worry oor daai situasie en dan bære jy die graaf en jy tel jou Bybel op en sê, Here, praat met my asseblief. Wys my wat moet ek doen of nie doen nie om hierdie ding aan te spreek. Of moet ek net sit en wag? Want partykeer sê die Here nie ja of nee nie, hy sê partykeer net wag 'n bietjie. Hy gaan dit uitsorteer, nie jy nie. Amen. Kom ons buig ons hoofde en bid ons saam. Hemelvader, Here, wat 'n ongelooflike ervaring en gevoel is dit om te besef dat U het dit. Hierdie situasie waarin ek so hard beklei en so hard op en af hardloop en alles te probeer uitsorteer, Here, you've got this. U is lief vir my, U woord sê vir my, sal niks met my sal dit gebeur nie. Here, daar is soveel plekke in die woord wat U vir ons probeer bemoedig en vir ons sê, moenie bekommer nie. Maak al julle begeertes aan my bekend, met gebed en danksegging. Here, en dan 'n klein stukkie verder en sê, en as jy dit doen, dan sal hierdie vrede, wat die menslike verstand totaal en al te bowe gaan, sal oor jou die wag hou. Here, help ons om hierdie seisoene waarin ons is, te erken vir dit wat dit is net 'n seisoen. This too shall pass. Help ons om te besef dat U is in beheer. Here, net omdat my situasie hopeloos lyk, beteken dit nie dit is nie. Want U sit nog steeds op die troon, en as ek die naam van kind van God kan dra, dan weet ek mos, my Pa in die hemel is groter as enige iets. Groter as enige probleem, groter as enige issue wat ek in my lewe ervaar. U het dit. U het hierdie situasie en my in U hand. U hou my veilig vas daar. Help my om dit te besef. Help elke persoon wat vanoggend hier is om te besef dat U hou hulle styf vas. Hulle was nog nooit alleen nie, al dink hulle so. U staan agter hulle. U staan langs hulle, U loop voor hulle. U maak ons paai gelyk. Al lyk dit soos 'n klipprige grondpad wat ons op loop, Here. U het hierdie situasie. Dankie daarvoor. Dankie vir U liefde, dankie vir U voorsiening, dankie vir U geduld, meeste van alles.
Dankie vir geduld met ons en ons ongeduld. Dankie dat U verstaan. Dankie dat U ons bystaan. Gaan saam met ons hierdie week, Here. Wys vir ons elke situasie waar ons U meer moet vertrou. Meer op U steun. Help ons om meer tyd in die woord te spandeer, meer tyd in gesprek met U te spandeer. In plaas van te sit en bekommer, Here, laat ons eerder 'n Bybel nader trek en in die woord indelf en antwoorde kry. Here, ek glo vas in my hart dat U praat met ons, of dit nou deur die Bybel is, deur musiek is, deur ander mense is. Here, U sal enige manier gebruik wat vir ons kan werk. Help ons daarmee. Help ons om te hoor en te luister. Here, gaan saam met ons hierdie week en bless elke persoon wat hier so is vanoggend. Maak die teenwoordigheid aan hulle tasbaar hierdie week wat kom. En ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.